Ons sit ons reeks preke uit die tweede brief van die Tessalonisense voort en ons lees vandag hoofstuk 3 van vers 1 af. 2 Tessalonisense 3 van vers 1 af. Verder broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Deur die Here het ons vertroue in julle, dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Ons beveel julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus, onttrek julle aan elke broer wat leeg lê en hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle leeg gelê of op ander geteer nie. Inteendeel, ons het dag en nag gesoek en gesweet om nie vir een van julle 'n las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het op onderhoud van julle nie, maar ons wou vir julle 'n voorbeeld wees wat julle moet volg. Toe ons nog by julle was, het ons uitdruklik vir julle gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ons sê dit omdat ons verneem dat daar mense by julle is wat leeg lê, wat nie self werk nie, en hulle met ander se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons op gesag van die Here Jesus Christus dat hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien. Wat julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. En as iemand nie ons bevele soos ons dit in hierdie brief vir julle gee, gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom dat hy kan skaam kry. Moet hom egter nie as 'n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos 'n broer. Mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle almal wees. Nou skryf ek met my eie hand, groete, Paulus. So teken ek elke brief. Dit is my handskrif. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Geliefdes, ons teks is vers 3. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Daarmee saam lees ons Sondag 52 van die Heidelbergse Katekismus. Net vraag 127. Wat is die 6de bede? En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil U ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal. Geliefdes in die Here, ons leef in 'n tyd dat die bestaan van die bose ontken word en afgemaak word as 'n versinsel wat mense gebruik om te blameer vir hulle eie foute. En omdat die bestaan van die bose ontken word, word die bestaan van sonde ook ontken. Vir baie bestaan daar nie meer iets soos sonde nie. En daarom hoor mense ook maar deesdae min oproepe aan mense om hulle te bekeer. En om oor die ewige oordeel te praat, wat wag vir mense wat in hulle sonde volhard, word as onvanpas beskou. Baie van die wat wel die bestaan van die bose erken,
het ongelukkig die gesindheid van verlos my van die bose, maar nie nou al nie. Met ander woorde, die bose se invloed in my lewe is nog te lekker. Maar eendag wil ek daarvan verlos word. So het Augustinus glo een keer gebid voor sy bekering. Verlos my van die bose, maar nie nou al nie. Ja, ons vra dit ook maar baie keer halfhartig, dat die Here ons van die bose sal verlos. Ons het net klaar gebid, verlos ons van die bose, dan gestel ons onsself willens en wetens bloot aan versoekings en aan sondige situasies. Vir Jesus en sy apostels was die bose 'n werklikheid. Daarom het ons Here Jesus in Johannes 17 vers 15 gebid, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle sal bewaar van die bose. En as daar een gebed is wat elke gelowige elke dag behoort te bid, dan is dit die gebed wat ons Here Jesus onsself geleer het. Laat kom ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die bose is nie net 'n simbool van die kwaad soos wat baie mense dink nie. Nee, dit is 'n werklike vyand wat soos 'n brullende leeu rondgaan om ons te verslind. Paulus se woorde in 2 Tessalonisense 3 vers 3 is dis nie maar net troostvolle mooi woordjies nie. Nee, dis eintlik 'n oorlogsverklaring teen die magte van die duisternis. Maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en julle bewaar van die bose. Ja, die gelowiges in Tessalonika het die invloed van die bose eerstehands ervaar. Geestelike aanvalle, verwarring oor die wederkoms, valse leraars en innerlike moedeloosheid. Hulle moes die goeie nuus hoor dat die Here self die een is wat waak oor sy kinders. Nie net om hulle staande te hou nie, maar om hulle aktief te bewaar teen die bose planne van die Satan. En hierin lê ons sekerheid. Nie dat ons nooit deur die bose geteiken sal word nie, maar dat God nooit sy kinders in die hand van die vyand sal los nie. Wanneer ons dus hierdie teks hoor ons nie 'n sagte vertroosting nie, maar 'n heilige belofte in die hitte van die stryd. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Dis 'n heerlike belofte waaraan ons kan vashou. Elke keer wanneer ons bid, laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Geliefdes, sonder die laaste bede, laat kom ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, sou die Ons Vader gebed nie volledig en volmaak gewees het nie. Sonder hierdie laaste bede sou ons wyd oop gewees het vir die aanslag van die Satan en van sy bose magte. Maar in sy goddelike alwetendheid en alwysheid het ons Here Jesus Christus ons geleer om te bid. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die sentrale gedagte van die eerste antwoord in die katekismus is die gebed dat God ons sal beskerm teen die aanslae van Satan en sy medewerkers. En die hoofsin is, wil hy ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou. Die bose wil ons vernietig. En die maklikste manier om dit te doen is om ons tot sonde te verlei. As die bose dit kan regkry om ons tot sonde te verlei, dan het hy ons in sy mag. En die bose is 'n werklikheid. Al sê sommige hooggeleerde teoloë vandag
dat die bose maar net iets is wat die mens uitgedink het om te blameer vir sy eie sonde, sê die Bybel in 1 Petrus 5 vers 8 en 9, wees nugter, wees wakker, julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En in Efesiërs 6, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Vra ek maar vir enige kind van God, wat hulle in die stryk van die bose getrap het. Hoe lustig die Satan was, om hulle te verlei tot 'n buiteegtelike verhouding, of egskeiding, of geldverduistering, of dwelmverslawing, of ongehoorsaamheid, of om onkoopgeld te aanvaar, of om leuns te versprei, of wat ook al. Die bose is 'n harde werklikheid. As die bose maar net 'n versinsel van die mens was, sou ons Here Jesus ons ook nie geleer het om te bid nie, laat kom ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose nie. En dan sou ons teksverse ook nie in die Bybel gestaan het nie. Die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Heidelbergse katekismus en die Dordtse leerreëls praat van die duiwel as 'n persoon. Wie sy bestaan as persoon, as iemand ontken, kom in botsing met die skrif en die belydenis en stel hom bloot aan die magte van die bose. En daarom moet ons ook gereeld die versekering van ons teks hoor, die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Geliefdes, met hierdie bede, laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, bely ons afhanklikheid van God. Ons erken dat ons so swak is, dat ons vyande so gedig is, dat ons die Here smeek en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En daarmee sê die katekismus, erken ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik kan staande bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Daarom smeek ons die Here, wil hy ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied, en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning ten volle behaal. Net God kan ons help teen ons 3 doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur. En daarom moet ons bid om verlossing van die bose en kan ons vashou aan die belofte van God in ons teks. Liefdes, die ons Vader gebed betrek ons by elke bede. Ook by die 6de en laaste bede is dit so. Ek kan nie bid, laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, en dan lekker terugsit en dink dat God dit moet doen, en ek kan maar ontspan. Ek is ook voluit by hierdie bede betrokke. En by hierdie bede is Jakobus 1 van vers 12 af uiters belangrik. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinningsprys, die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep.
Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Omdat God niemand verlei nie, en omdat ek deur my eie begeertes verlei word ek ook voluit betrek by hierdie bede. Dis 'n gebed dat God my staande moet hou in versoekings, want ek is maar swak. Maar dit hef nie my verantwoordelikheid op om te vlug en weg te bly van situasies wat my kan verlei nie. En om standvastig te bly in versoekings en om daarteen te veg nie. Daarom, geliefdes, ek kan my nie willens en wetens aan allerhande versoekings blootstel en dan nog bid dat die Here my daarvan sal bewaar nie. Bly weg van plekke en situasies en mense wat jou tot sonde wil verlei. Bly weg. Vlug daarvoor. Tref aktief maatreëls om nie in so 'n situasie te kom nie. Daarom verklaar die katekismus die bede ook so. Wil hy ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied. En in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons uiteindelik die oorwinning ten volle behaal. Hierdie bede is dus 'n gebed dat God my staande sal hou, maar daarmee saam dat God my sal help, sodat ek sterk teenstand sal bied teen enige versoeking. Ek moet veg in hierdie oorlog, en daarom bid ek dat God my staande sal hou en my die krag sal gee. Maar steeds is dit ek wat sterk teenstand moet bied. En daarom bid ons Here Jesus ook vir ons. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Daarom ook die troos van ons teks, die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. En die bose is lustig. Ek moenie dink dat die bose my altyd net met dinge soos moord of oorspel of bedrog wil verlei nie. Nee, die bose het die manier om jou meestal te verlei met dinge wat op sigself nie altyd verkeerd is nie. Dinge soos om te werk, of om skool te gaan, of om te ontspan. Al wat die bose wil hê is dat die fokus van jou lewe nie voor by God sal wees nie, maar agter jou by die wêreld. As die Satan dit kan regkry dat my lewe so om dinge soos my werk en my loopbaan en my sport en my ontspanning, my gerief, my bankbalans, my opleiding, my aftrede begin draai, dat ek begin glo dat ek nie nog tyd het om die Here ook te dien nie, dan het hy in sy doel geslaag. Dan het hy dit reg gekry dat ek die pad sonder God wil loop. Al sê ek dat ek die pad met God loop. Geliefdes, moenie in die slaggat trap om te dink dat enigiets belangriker is as jou diens en jou gehoorsaamheid aan die Here nie. Dit is wat die bose jou wil laat glo. Maar wat kan belangriker wees as om 'n erediens by te woon? Wat kan belangriker wees as binnekamer godsdiens? Wat kan belangriker wees vir my kind of vir my kleinkind as huisgodsdiens of as 'n katekesasieklas? Wat kan belangriker wees as om liefde en ondersteuning te gee aan hulle wat swaar kry? Wat kan belangriker wees as meelewing met medegelowiges? My eie belange? As ek so dink, dan het die bose my klaar in sy stryk. Ja, ons kan baie keer so tuis raak in die wêreld. En dinge kan baie keer so gemaklik en so voorspoedig met ons gaan, dat ons vergeet dat ons soldate is wat besig is met 'n ewige oorlog teen die bose. Ons vergeet so maklik dat ons 'n bloeddorstige vyand het wat ons wil vernietig. En dan vergeet ons ook om te bid
Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ja, ons kan so besig raak met ons werk, ons kan so opgeslurp raak deur elke dag se bedrywighede, dat ons vergeet dat ons in 'n oorlog betrokke is. Ons kan so besig raak met ons eie dinge, dat ons 'n sagte teiken word vir die Satan. En hy doen hom dikwels as onskadelik voor. Hy kom as 'n wolf in skaapsklere. Hy doen homself voor as 'n engel van die lig. Dit waarmee hy ons wil verlei, lyk baie keer goed of reg of voordelig vir ons. Maar dis altyd 'n lokval. Dis altyd 'n vangstrik. En so gebruik hy verskillende maniere om ons in sy mag te kry. Hy weet ook by wie hy watter versoeking moet gebruik. Ja, geliefdes, die Satan weet met watter listige metode hy ons van ons pos kan weglok. Hy weet presies watter metode hy by wie moet gebruik. Hy ken ons swakhede soms beter as onsself. Dit is een van die redes hoekom die Here ook ouderlinge in sy kerk gegee het, om geestelik toesig te hou oor sy kudde en hulle te begelei in die stryd teen die bose en in geloofsgroei. Daarom moet ons ook vir hulle bid in die uitvoering van hulle roeping. Ja, die Satan is magtig en listig en is daarop uit om ons te oorwin en te vernietig. En daarom moet ons ons met mening verset en verdedig. Ons het die troos dat Jesus Christus die bose klaar oorwin het. En hy gaan weer terugkom om dit finaal te doen. En boonop het ons Here Jesus ons geleer om te bid, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En selfs wanneer ons dit nie bid nie, dan tree Jesus self vir ons in by die Vader. Bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. En daarom troos die Heilige Gees ons ook vanoggend met: die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Daarom kan ek die stryd teen die sonde en die bose in my eie lewe ernstig opneem. As ek dit bidtend aanpak, dan kan ek maar weet, oorwinning is gewaarborg deur die Here se getrouheid in hierdie stryd. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bely vanoggend opnuut weer ons eie swakheid voor U. Ja, baie keer wil ons beter wees as U self in U woord. En dan ontken ons die mag van die bose. Of ons onderskat hierdie mag. Of ons oorskat ons eie geloofskrag. Daarom wil ons vanoggend opnuut weer in kinderlike afhanklikheid na U toe kom en vra dat U ons nie in versoeking sal laat kom nie, maar dat U ons van die bose sal bewaar. Ja, dat U ons sal lei deur die Heilige Gees, dat U ons sal staande hou in hierdie geestelike stryd, sodat ons ook sterk teenstand teen elke versoeking en teen elke aksie van die bose sal bied. Ons dankie vir die heerlike versekering van U woord, dat U getrou is, dat U ons ook van die mag van die bose sal bevry, en dat U ons sal bewaar in hierdie stryd. Lei ons dan ook in die week wat voorlê, dat ons ook so sal lewe, tot eer van U naam, onder leiding van U woord en die Heilige Gees. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.
Liefdes, ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna kondig ek die slotsang aan. Geliefdes, ons slotsang is die beruiming van die Ons Vader gebed in skrifberuiming 28, wat ons bidend gaan sing. In vers 4 sing ons dan: lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die bose, as hy sy vangnet span, want U kom toe die majesteit en krag en eer in ewigheid. Al 4 die verse, skrifberuiming 28.
genade van Jesus Christus, ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.